Ek het die laaste paar weke so 'n bietjie met u gedeel van die lewe van Judas en 'n paar lesse wat ons kon leer uit Judas se lewe. Die manier wat hy Jesus verraai het, wat hy gedoen het en wat hy nie gedoen het nie en wat hy toegelaat het. En ons het gesien dat ongelukkig as gevolg van dit, omdat hy nie daai verhouding met Jesus ontwikkel het nie, maar Jesus net gesien het as 'n leraar, maar nie as sy Here en sy meester nie. Hy het hom gelei tot op 'n plek waar hy die verkeerde keuses en besluite gemaak het, wat gelei het na sy dood, waar hy sy lewe geneem het, waar hy nie meer met homself kon lewe nie. So vanmôre gaan ek nie weer oor Judas gesels nie, so almal sê. Maar ek wil teruggaan na die gebeurtenis by die avondmaal. Daar waar alles begin het. Daar waar Jesus vir Judas sê, Judas, jy gaan my verraai. En in my woorde, as ek dit kan interpreteer, sê Jesus vir hom, wat jy wil doen, moet jy gou doen, want die tyd is reg. En in daai selfde geleentheid sien ons hoe dat Jesus saam met die res van sy disippels na die Olyfberg beweeg om te gaan bid. Onthou nou avondmaal, die woord sê ons gaan nou lees, hulle het uitbeweeg na die Olyfberg om te bid, en dan praat Jesus met Petrus. Selfde tyd, selfde aand, selfde milieu, en hy sê vir Petrus, voordat die haan kraai, gaan jy my 3 maal verloon. En ek wil so 'n bietjie stil staan by Petrus se lewe. En wat kan ons leer by sy lewe? En wat het die Here vir jou en my wat hy vir ons wil sê? Hoekom kyk ons na hierdie manne se lewens? Is dit om hulle te kritiseer en om hulle foute uit te wys? Nee. Dis om te sê, Heilige Gees, help my dat ek kan leer wat u vir my wil leer. Want ek en u is niks beter as hulle nie. Daar's niks meer spesiaal aan my en jou as Judas en Petrus nie. Ons is mense net soos hulle in genade en die liefde van Jesus wel gered. So ek wil met u so 'n bietjie daaroor gesels. Direk na die avondmaal praat Jesus met Petrus en hy sê vir hom, Petrus, jy gaan my verloon. En dan sê ons dat Petrus met alles in hom, ek wil amper sê, vir God beloof, sy woord gee. Met alles in hom sê, Here, ek sal u nooit verloon nie. Hy sê, al moet ek saam met u sterf, en al gaan al die ander u verloon, ek sal u nie verloon nie. Dis die aand waarin hy Jesus verloon het, so terloops gesê. Net 'n paar ure vroeër. Kom ons lees nou saam. Matteus 26 sê Jesus presies vir hom, hoe gaan dit gebeur, waar gaan dit gebeur en wanneer gaan dit gebeur. Matteus 26 vers 30. Ons gaan, jy kan die Bybel oop op Matteus 26, ons eerste klompie gedeeltes, is alles in hoofstuk 26. Vers 30 lees, hy sê, en nadat hulle die lofsang gesing het, dis by die avondmaal, het hulle uitgegaan na die Olyfberg. Toe sê Jesus vir hulle, julle sal almal in hierdie nag aanstoot neem aan my, want daar is geskrywe, ek sal die herders slaan en die skape van die kudde sal verstrooi word. So Jesus praat hier nie net met Petrus en met Judas nie, hy praat met almal. Hy sê die herder gaan geslaan word en die kudde, die skape, gaan verstrooi word. Dan vers 32. Hy sê, maar nadat ek opgestaan het, sal ek voor julle uit na Galilea gaan. Daarop antwoord Petrus en sê vir hom, dit is Jesus, al sal almal ook aanstoot aan u neem, ek sal nooit aanstoot neem nie. Dit kom nou net in my gees op. Hoe sê ons altyd? Never say never. Hy sê, ek sal nooit aanstoot neem nie. Jesus sê vir hom, voorwaar, ek sê vir jou, in hierdie nag, voordat die haan kraai, of gekraai het, sal jy my 3 maal verloon. En Petrus sê vir hom, al moes ek ook saam met u sterwe, ek sal u nooit verloon nie.
So het ook al die disippels gesê. So dit was nie net Petrus se belydenis nie. Hy's die een wat voortgegaan het en wat gespreek het, maar hy sê, so het al die disippels gesê. Met ander woorde, almal het saam met hom gestem. Hierdie gesprek wat Jesus en die disippels vind plaas op pad na Getsemane. En terwyl Jesus met hulle praat en Petrus hierdie dinge bely, sê Jesus vir Petrus, vir Jakobus en Johannes. Nou Jakobus en Johannes is die seuns van Zebedeus. Die woord sê they were the sons of thunder. Die seuns van donder met krag. Sê Jesus vir hulle drie, hulle sê, as ek die milieu, die prentjie in my kop kan skets. Hier beweeg hulle na Getsemane toe, saam met die disippels. En dan sê Jesus, Petrus, ek wil hê jy, Johannes en Jakobus, kom saam met my, ek wil verder gaan om te gaan bid en te gaan afsonder. Met ander woorde, hy roep hulle uit by hulle naam en hy sê, ek wil hê julle moet saam met my gaan bid. Dis belangrik want ek voel, daar's iets wat gaan gebeur en ek voel angstig, ons gaan dit nou lees, en ek wil hê julle moet saam met my bid want die vlees is swak, maar die gees is sterk. Maar ek moet gaan bid, kom bid asseblief, saam met my julle drie. Kom ons lees verder. Vers 36 sê, toe kom Jesus met hulle in 'n plek met die naam Getsemane. En hy sê vir die disippels, sit hier onderwyl ek daar gaan bid. En hy neem Petrus en die twee seuns van Zebedeus saam en begin bedroef en benoud word. Lees ek reg daar? Jesus begin bedroef en benoud word. Ek het nie gedink Jesus sal benoud word nie. Jy weet, hy was 100% mens op die aarde. Nie 50% mens en 50% God nie. 100%. En daar is 'n gedeelte in die woord van die Here wat vir ons leer, hy sê, ek en jy sal beproewing deurgaan, maar ons sal dit kan deurgaan met sy hulp, want hy is in alles beproef. En omdat hy in alles beproef was, sê hy, ons sal in staat wees om dit deur te kom, omdat hy deurgekom het. Hy sou dit nie vir ons kon sê, as hy nie self deur daai beproewing gegaan het, en dit oorwin het nie. Maar nou kom hy sê, en hy voel benoud, hy voel, wat is die woord wat hy daar gebruik? Bedroef. Kom ons lees verder, hy sê, toe sê hy vir hulle, my siel, met ander woorde my gedagtes, my emosie, my denke, dit eintlik wie ek is diep bedroef tot die dood. Hy sê, bly hier en waak saam met my. Nou praat hy met die drie. Dan vers 39, en hy, Jesus, het 'n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en gesê, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan. Nogtans, nie soos ek wil nie, maar soos U wil. In sy menslikheid, die pad wat hy gaan stap om doodgemaak te word, en die manier waarop dit gaan gebeur, maak hom in sy siel bekommerd, bedroefd. En hy sê, Vader, as ek nie dit hoef te doen nie, verlos my hiervan. Kan U die erns sien? Dis Jesus, sondelose God. Hy sê, as hierdie beker kan verbygaan, laat dit by my verbygaan. Hy sê, maar nie my wil nie, U wil. Nie wat ek wil hê nie, maar wat U wil is. Nou lees ons verder in vers 40, hy sê, en hy, dit is Jesus, kom by die disippels, 'n tydjie later, nê, en vind hulle aan die slaap. En hy sê vir Petrus, so was julle dan nie in staat om 1 uur saam met my te waak nie? Was jy al so in jou siel benoud oor in omstandighede en situasie en jy vra vir mense om jou te help, jou te ondersteun en saam met jou te bid en dan kom jy by hulle en dan slaap hulle? Dan bid hulle nie regtig saam met jou nie, met ander woorde, jy staan alleen. Party van ons raak so aan die slaap in die bed. Terwyl jou maat bid,
dan raak jy in die slaap. Dis nie dieselfde geval hierdie nie. Jesus vra vir hulle, waak saam met my, bid saam met my, en dan raak hulle aan die slaap. En dan 'n tweede maal gaan Jesus, en hy bid weer. Kom ons lees verder. Vers 42, weer het hy, Jesus, vir 'n tweede maal gaan bid, en gesê, my Vader, as hierdie beker nie by my kan verbygaan, sonder dat ek dit drink nie, laat u wil geskied. Tweede maal. Toe kom hy en vind hulle weer aan die slaap, want hulle oë was swaar. En Jesus het hulle met rus gelaat, en weer vir die derde maal gaan bid, en dieselfde woorde gesê, 3 maal. Here, laat hierdie beker by my verbygaan, maar nie my wil nie, u wil. Vers 45, daarop kom hy by sy disippels, en sê vir hulle, slaap maar voort en rus. Kyk, die uur is naby, en die seun van die mens word oorgelewer in die hande van sondaars. Staan op, laat ons gaan, kyk, hy is naby wat my verraai. Met ander woorde, hy, Judas, is naby, en hy gaan my verraai. Hier sien ons hierdie gebeurtenis. Jesus vra vir Petrus, Jakobus, Johannes, kom bid saam met my, en hulle stem in. Maar in die oomblik raak hulle moeg. Die woord sê hulle oë swaar, en hulle slaap, en Jesus gaan en bid verder. Baie maal voor ek aangaan, baie maal wil ons vir die Here iets doen. En baie maal praat die Here met ons. En voordat ons dit kan doen, dan word ons moeg. Dan raak ons oë swaar. Dan raak ons omstandighede moeilik. En wat gebeur? Dan gaan slaap ons. In plaas van om te waak en te bid en God te soek, raak ons moeg en aan die slaap. En wanneer jy moeg raak en aan die slaap is, in plaas van om te waak en te bid, dan gee jy nie ag op wat God met jou deel nie. En dan gebeur dit dat ons baie keer mis wat die Here vir ons sê. Amen. Wat kan ons by Petrus leer? Hier waar hy die eerste keer Jesus verloon. Maar as ons nou verder lees, dan gaan ons sien waar Petrus kom om Jesus die eerste maal te verloon. Lees saam met my vers 57, Matteus 26. Vers 57 sê, en die wat Jesus gevange geneem het hom weggelei na Kajafas die hoëpriester, waar die skrifgeleerdes en die ouderlinge vergader het. En Petrus het hom van ver af gevolg, sê saam met my, van ver af gevolg, tot by die paleis van die hoëpriester. So die hoëpriester het in 'n paleis gebly, nie net die koning nie. Hy sê, en hy het ingegaan en by die dienaars gaan sit om die einde te sien. So hy volg van ver af en hy kyk hier van agteraf, hy sê om die einde te sien. So hy het klaar aangeneem, hierdie ding gaan in 'n sekere rigting inbeweeg, so ek gaan van ver af kyk, ek wil sien wat is die einde. En dan vers 59 sê, en die owerstes en die ouderlinge het die hele raad, het valse getuies teen Jesus gesoek, om hom dood te maak, en niks gevind nie. Hy sê, hulle het redes gesoek, maar hulle het niks gevind nie. En alhoewel daar baie valse getuies gekom het, het hulle niks gevind nie. Vers 69, en Petrus het buitekant gesit in die binneplaas van die paleis. En 'n sekere diensmeisie het na hom gekom en gesê, jy was ook by Jesus die Galileër. Met ander woorde, hulle sit daar's 'n klomp mense, en onthou nou die masses, die groepe, die mense, die menigte, het saam gevolg, toe hulle Jesus gevange neem, en na die paleis neem. En nou sit hulle almal in die binnehuis, in die binnejaard, as ek dit so kan stel, en daar kom 'n diensmeisie, en sy sê vir Petrus, ek herken jou, jy is mos een van die disippels, wat saam met Jesus
geloop het. Jy was saam met hom. Ek in my gedagtes, ek het die storie gehoor waar jy op die water geloop het. Ek onthou hoe jy vir ander gebid het en God het hulle genees. Met ander woorde, jy was saam met hom. Ek erken jou. En kyk wat sê Petrus vir haar. Hy sê, maar hy het dit voor almal ontken en gesê, ek weet nie wat jy sê nie. In die Engels sê hy, I don't know what you are talking about. Ek weet nie wat jy sê nie. Kan ons sê, miskien 'n uur of 2 ure vroeër, is dit die Petrus wat sê, Here, al moet ek sterf, ek sal U nie verloon nie. My boetie, my sussie, dis nie weke en dae en jare nadat Jesus hom gewaarsku het nie. Selfe aand, na die avondmaal, selfe tydperk. Eerste keer kom Petrus en hy sê, ek weet nie wat jy sê nie. Wat kan ek en jy hier by Petrus leer in hierdie eerste verloning? Sien, Petrus het gevrees dat iemand hom sou herken as een van Jesus se volgelinge en dat hy dan sou sterf saam met Jesus. Hy het gevrees vir sy lewe. Ek kan regtig nie aan 'n ander rede dink hoekom hy Jesus sal verloon, behalwe dat hulle erken my, en soos wat hulle nou met hom maak, so gaan hulle met my maak. So kom ek sê maar net eerder, ek weet nie waarvan jy praat nie. En Petrus het gedink dat hy sal kan inpas tussen al die ander wat daar staan. Hy het gedink, die wat Jesus gevange geneem het, hy was saam met hulle in Getsemane, maar miskien gaan hulle hom nie herken nie. Hy gaan maar net so inslip tussen hulle en hy gaan maar net mingle, hy gaan maar net mellow wees tussen almal. Hy sal maar net deel van die groep wees. Miskien hopelik erken hulle hom nie en gaan hulle hom nie ook gevange neem nie. Maar ons sien in dit, kom hy by 'n punt waar hy Jesus verloon. Nou ek so 'n bietjie gaan kyk na, wat is die betekenis van die woord verloon? En die woord verloon beteken die volgende. Verloon beteken om nie te erken nie, of om te ontken, of om iets wat daar is, nie te erken nie en te sê dit bestaan nie. Nou sê hy veral in die konteks van 'n standpunt wat jy inneem, jou geloofsbelydenis of 'n verbintenis tot iemand. Dan gaan hy verder, hy sê om iemand te verloon, die woord beteken om jou woord terug te trek. Aan die ander woord, jy sê vir iemand iets en dan trek jy jou woord terug. Dit beteken ook om 'n vriendskap of 'n verhouding te ontken. Dink nou jy en jou vrou stap in die winkel en hier kom een van jou ekse aangestap. En hulle vra, is julle twee saam? En dan ontken jy haar. Jy sê, nee, is my sussie. Ons lag, maar Abraham het dit gedoen met sy vrou. Hy het dit verloon. Kyk, ek wil nie die kyk in jou vrou se oë sien nie, maar ek wil vir jou sê, daar's moeilikheid, pappa. As jy haar so verloon in die publiek. Dis eintlik wat hy hier sê. Hy sê verloon is ook, baie belangrik, om selfs jou beginsels en jou geloof af te sweer. Om te sê, ek sweer, dis nie my geloof nie. Wat doen Petrus? Hy kom en toe hulle vir hom sê, jy was saam met Jesus, jy's een van sy disippels. Toe sê hy, ek weet nie wat jy praat nie. My boetie, my sissa, hoeveel keer het ek en u nie al dieselfde gedink en gedoen nie? Kom ons wys nie die vinger na Petrus toe nie. Van daar is 'n spreekwoord wat sê, as jy die vinger wys, wys 3 terug. Hoeveel keer het ek en jy nie al, wanneer ons by familie en vriende en sommer net mense en groepe kom, wat nie ontvanklik is vir Jesus en vir Christendom nie, ons waardes maar net stilgehou, weggebere. Hoekom? Want ons wil nie die water roer nie, en ons wil nie mense ongemaklik laat voel nie.
As jy in 'n situasie is waar jy nie deel voel nie, en jy voel ongemaklik, is dit waarskynlik jy hoort nie daar nie. Jy hoort nie daar nie. Ek praat nie van om siele te gaan wen en uitreikings te hou nie. Ek praat van jou alledaag lewe, in jou werk, die omstandighede, die klein groepies wat gemaak word. As jy nie daar inpas nie, is dit hoekom? God het jou geskaap om uit te staan, om anders te wees. Jy hoort dan nie daar nie. Soms lag ons vir grappe wat mense maak, onbetaamlike grappe in die groep, en ons neem selfs deel aan kinderpraatjies en lastering. Hoekom? Want ons wil nie mense offend nie. Ek wil nie die drup wees in hierdie hele groep en vriendekring nie. Wat is dit anders as om Jesus te verloon? Wat is dit anders? Wanneer jy in 'n situasie plaas waar hy wil hê jy moet opstaan om te getuig, dan wyk jy en jy bly stil en jy wil nie praat nie. Wat is die les wat ek en jy hier kan leer? Jy sien, as jy ongemaklik voel, as jy nie inpas nie, is dit met 'n rede. Jy hoort nie daar nie. Hier is 'n les in wat ons vir ons kinders moet leer. Dis nie net vir u en vir my nie. Jou kind moet weet dat as hulle nie inpas by daai groepie nie, en hulle doen nie wat daai groep doen nie, en hulle praat nie soos hulle nie, en hulle leef nie deel aan wat hulle doen nie, dan is dit reg om eerder uit te staan, want God wil nie hê hulle moet inpas nie, hulle moet eerder uitstaan. Al kos dit dat jy gespot word, al kos dit dat jy geboelie word, is ek bereid om te staan vir Jesus. Of gaan ek soos Petrus sê, as iemand my vra, ek weet nie waarvan jy praat nie. Hoeveel keer spot hulle nie met die kerk nie, hoeveel keer spot hulle nie met die werk van die Heilige Gees nie, hoeveel keer maak hulle nie grappe van die kerk en van Christene nie. En dan 'n grap, maak hulle 'n grappie van die happy clappies, en wat doen jy? Jy bly maar stil. Of hulle sê die kerk maak mense seer. Wie van julle is al seer gemaak in die kerk? Alright, maar wie van julle is al vrygemaak in die kerk? Wie van julle die liefde van Jesus ervaar in die kerk? Wie van julle het vanmôre God se liefde, sy teenwoordigheid ervaar? Maar ons bly stil oor daai deel, dan sal ons maar net aangaan. Laat ons nie die water roer nie. Laat ons nie iemand offend nie. So baie maal, dan roep God ons om te staan vir die waarheid. Dan bly ons stil. As jy wel kies om by so 'n groepie te bly staan, my boetie, my sissa, dan moet ek en jy bereid wees, en ons moet kies om te getuig van wie ons is in Jesus Christus, en nie toelaat dat ons Christenskap en wie ons is geondermyn en geonderdruk word. Inteendeel, jy moet trots wees om te kan sê, ek is kind van God. Ek is 'n bruid van Christus. Jy moet trots wees dat jou identiteit Christen is. Baie sê, ek's nie 'n Christen nie. Wat beteken die woord Christen? Dit beteken to be like Christ. So omdat die wêreld dit afwater, en die wêreld sê Christen het 'n ander betekenis, moet ek en jy nie dit afwater nie, moet ek en jy die woord Christen weer nuwe betekenis gee en sê, dit beteken to be like Christ. Om soos Christus te wees. Wat gaan ek en u doen wanneer ons in daai situasie is? Want u sien, ons dade en ons gesprekke moet van ons geloof getuig, en nie ons geloof weerspreek of kompromiteer nie. Kan ek dit weer sê? Ons dade en ons gesprekke moet getuig van wie ons is in Jesus, en dit nie weerspreek nie. You are not an undercover agent for Jesus. You are son and daughter of the King of Kings and the Lord of Lords. Amen.
Jy's nie 'n SMO Christian nie. Sunday mornings only. Sunday morning, I'm a Christian. Monday, Tuesday, Friday. Tussen al die skoolmammas, daar om die baan, wanneer julle kinders ondersteun. Wat gaan jy sê, Martie? Daar in die winkel, waar jy deur almal loop. Ek weet nie waarvan jy praat nie. Of kan ons sê, soos wat hy vooraf gesê het, Here, al koste dat ek doodgaan, ek sal vir u naam staan. Nou moet nie vanmôre vinnig sê, ek sal dit doen nie. Want dit is maklik, wanneer almal om jou in geloof staan en positief staan, om die waarheid te spreek. Die realiteit is ek bereid om dit te doen, wanneer almal teen my is. Wanneer my omstandighede teen my is. Wanneer die situasie my lewe dreig. Waar hulle besig is om die een wie ek dien, dood te maak. Met die wete, as hulle my uitvang, gaan ek langsom hang. Is ek nog bereid om te sê ek sal u nie verloor nie. Ons kyk tog so maklik na Judas en na Petrus en ek sal dit nooit doen nie. As ek saam met Jesus geloop het, ek sal niks doen nie. Ek gaan hom nie verraai nie. Ek gaan hom nie verloor nie. My woord vanmôre, never say never. Sê eerder, Here, in die naam van Jesus en in die genade van God, gaan ek in die geloof probeer bly staan. En ek maak vooraf die besluit, ek gaan staan. Jy moet vooraf 'n keuse maak. Want as jy nie vooraf 'n keuse gemaak het nie, het jy nie tyd wanneer dit gebeur om dan te besluit nie. Want baie keer word jy op die spot gesit in 'n oomblik. Voordat jy jou mind kan change, soos die spreekwoord sê, as jy in die oomblik daar is, moet jy weet, wat gaan ek doen? Toe ek my kompetensie gedoen het vir my vuurwapen, het ek by 'n vroutjie gesels wat ons gehelp het om die kompetensie te doen. En sy het die volgende woorde vir ons gesê. Sy het gesê, voordat jy aangaan met hierdie lisensie, en voordat jy jou vuurwapen lisensie kry, moet jy vooraf besluit, gaan jy hom gebruik of nie? Met ander woorde, gaan jy die vuurwapen gebruik of nie? Sou jy in 'n situasie wees waar jy hom moet gebruik, jy kan nie dan vir die aanvaller sê, okay, pause, gee my gou so 3 minute, ek wil net gou kyk, wat sê die wet, wat sê die polisie, en is ek reg om hierdie ding te gebruik nie? Jy moet weet hoe om hom te gebruik. Jy moet gereed wees. Asseblief nou nie almal so geskok wees omdat ek 'n vuurwapen het nie. Dawid het ook 'n slingervel gehad. Dis net 'n ander vorm van 'n slingervel. OK? Maar is ek bereid om hom te gebruik? Ek moet vooraf besluit en ek het, my antwoord was, Here, help my dat ek hom nooit hoef te gebruik nie. Maar sou u dit goedkeur dat ek hom moet gebruik, stel my in staat om hom reg te gebruik. Maar ek moes vooraf weet, anders moet ek hom los. En net so wil ek vir jou sê, my boetie, my sussie, in jou gedagtes, in jou gees, moet jy weet waarvoor gaan jy staan en waarvoor gaan jy uitverkoop. Want wanneer jy saam met die groepe, saam met die mense in die binnehof staan en iemand erken jou, wat gaan jy sê? Ja, ek is 'n kind van God, maar my woorde getuig nie daarvan nie. Ja, die Here is lief vir my en hy's genadig oor my, maar my aksies en dit wat ek nou uitbeeld, getuig nie van sy goedheid, sy liefde, sy genade nie. As iemand met jou gesels sonder om kerk te praat, gaan hulle weet jy's 'n kind van God. Daar by die werk, daar by die skool, by die universiteit, daar waar jy beweeg, sien hulle jou omdat jy anders is? Of is dit soos toe ek tot bekering gekom het en ek sê vir hulle, ek gaan nie meer drink nie, ek gaan nie meer vloek nie, ek gaan nie meer, great joke, choma,
Yes, ons gesels volgende naweek weer. Huh? Ek is rein en ek hou nou my lewe rein vir my vrou. Jy nooit. Kom ons kuier saam. Hulle het my nie geglo nie. Hoekom? Want my lewe het nie getuig van my belydenis nie. Ergens moes ek op 'n plek kom waar ek sê, Here, my lewe moet begin getuig van wat my lippe sê. Ek moet bereid wees om te staan vir die een wat nou gekruisig word. Wat is hierdie les wat ons leer by Petrus? Is ek bereid om te staan of gaan ek hom verloon? Wanneer ander skinder tannie Ali, is ek die senterpunt van die skindergroep? Is ek die nuusbrief van die Vanderbijlpark? Of kan ek opstaan en sê, nee, ek stem nie saam nie. Dit wat julle nou sê, is nie die waarheid nie. Wanneer daar die grappe gemaak word en gespot word, gelaster word, kan ek opstaan of gaan ek maar saamlag? Wanneer ander jou Jesus se naam ydelik gebruik, gaan jy maar eerder stil bly om hulle nie te offend nie? Want wat is die rede wat ons altyd sê? As ek hom reg help, gaan hy dit nou eers gebruik. So nou los ek hom eerder. Dit is verloon. Ek sê nie jy moet hom bestraf voor almal nie, maar jy moet God vertrou vir 'n geleentheid om met hom te praat en sê, luister, jy roep my God se naam aan. Wil jy bid? Kom ons bid, maar moenie sy naam in die publiek so misbruik nie. Waarvoor gaan ek staan en waarvoor gaan ek val? Ter krediet aan Petrus, hy het daarom van ver af gestaan en kyk. Wat gebeur? Waar was die ander disippels? Die Bybel sê dit nie, maar in die begin het ons gesê, die herder gaan geslaan word en die skape gaan versprei word, verstrooi word. Ek dink nie hulle was daar nie. So te midde van die feit dat hy Jesus verloon het, kyk hy daarom nog van 'n afstand af. Maar dis nie goed genoeg nie. Ons kan nie van 'n afstand af kyk nie. Ons moet deel wees. Jesus verwag van ons om in die tyd en die uur en die kultuur waarin ons lewe vandag te staan vir sy naam. Net soos wat die mense Jesus gehaat het en hom gekruisig het. Net so doen die mensdom vandag ook. Niks het verander nie. Niks het verander nie. Lees saam met my, ek vir jou wys, Johannes 15 vers 18. Johannes 15 vers 18. Hulle het Jesus gehaat, en omdat jy 'n kind van God is, gaan hulle jou haat. Is jy bereid om op te staan, om bespot te word en selfs vervolg te word, omdat jy 'n kind van God is en hom volg? Of gaan ons stil bly en Jesus verloon? Johannes 15:18 sê, as die wêreld julle haat, moet julle weet dat hy my voor julle gehaat het. As julle van die wêreld was, sou die wêreld sy eiendom lief hê. Maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar ek julle uit die wêreld uitgekies het, daarom haat die wêreld julle. Dis snaaks hoe jou chommies 3 maande terug nog jou chomma was toe jy vir hom 'n dop verniet kon gee. En niks het verander nie, jy gee net nie vir hom 'n dop mee nie. Nou is hy nie meer jou vriend nie. Dis snaaks hoe jou vriendinne jou genooi het na die girls night toe. Maar nou dat jy begin sel toe gaan, nou nooi hulle jou nie meer uit nie. Amen. Vers 20. Onthou die woord wat ek vir julle gesê het. 'n Dienskneg is nie groter as sy heer nie. As hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. As hulle my woord bewaar het, sal hulle julle woorde ook bewaar. Maar al hierdie dinge sal hulle aan julle doen ter wille van my naam, omdat hulle hom nie ken wat my gestuur het nie. Nou voor ek aangaan, wat van 'n altarkol is hierdie?
En ons sê altyd vir mense, kom tot bekering, gee jou hart vir die Here. Andrew, hy gaan jou probleme verbyvat. Hy gaan alles uitsorteer en jy gaan hemel toe saam met hom. Oom Piet, wat van? Gee jou hart van die Here aan die Here sodat jy vervolg kan word en gestraf kan word saam met hom. Maar is die moeite werd, want as jy vir hom sterf, gaan jy daarom hemel toe. Wie van ons sou ons hart aan die Here gegee het as hulle vir jou gesê het, jy gaan vervolg word en doodgemaak word, Michael, as jy hier uitstap. Maar is die moeite werd? Gee jou hart vir die Here. Wie sou nog gedoen het? Ons hande is min. Kom ons lees verder. As ek nie gekom het en met hulle gespreek het nie, sou hulle geen sonde hê nie, maar nou het hulle geen verskoning nie, vir hulle sonde nie. Wie my haat, haat ook my Vader. Dis harde woorde. En weet jy wat, dis nie Petrus of Johannes of Lukas wat hierdie geskryf het nie, dis Jesus wat hier praat. Jesus sê dit vir sy disippels. Sê as ek nie die werke onder hulle gedoen het, wat niemand anders gedoen het nie, sou hulle geen sonde gehad het nie. Maar nou het hulle dit gesien, en tog het hulle my sowel as my Vader gehaat. Maar die woord wat in hulle wet geskrywe is, moet vervul word. Hulle het my sonder oorsaak gehaat. Okay, en daar was nou gesê het, hulle het valse getuienis gesoek, maar hulle kon nie kry nie. Vers 26, maar as die trooster gekom het, van wie praat hy hier? Die Heilige Gees. So hy sê, te midde van vervolging, te midde van torture en torment wat jy ervaar in jou lewe, die wat die 70 times 7 gedoen het, weet waarvan ek praat, te midde van dit, as die trooster gekom het, wat sê hy daar? As die trooster gekom het, wat ek vir julle van die Vader stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uit is, sal hy van my getuig. Hy sê, en julle getuig ook, omdat julle van die begin af met my is. Dis maklik om dapper en moedig te wees, wanneer ons tussen kinders van God is. Dis maklik om te staan vir die wêreld, vir die waarheid, as ons in die kerk is. Maar kan ons staan vir die waarheid daar buite? Dis so hartseer hoe baie mense meer belangstel en meer bekommerd is om ander nie aanstoot te gee nie, in plaas van om Jesus nie aan te stoot nie. Wanneer ek 1 Petrus 3 vers 14 lees, dan kan ek nie anders as om te sien dat Petrus praat uit ervaring uit nie. Ek is besig om af te sluit. Blaai saam met my in jou Bybel na 1 Petrus hoofstuk 3 toe. Petrus kom en hy skryf hierdie boek nadat hy Jesus verloon het, nadat Jesus hom herstel het, en nou dat God hom gebruik. Kom hy en hy skryf hierdie woorde. Met ander woorde, hy praat nie van iets wat hy van iemand anders gehoor het nie. Hy praat nie van iets wat hy gelees het nie. Hy praat hier uit ervaring. En hoor wat sê hy vir ons. Hy sê 1 Petrus 3:14. Maar as julle ook moet ly ter wille van die geregtigheid, salig is julle. Hy sê as jy moet ly ter wille van geregtigheid, ter wille van dit wat reg is, ter wille van dit wat regverdig is, ter wille van my naam, dan sê hy, salig is julle. Wat is 'n ander woord vir salig? Geseënd. Blessed are you. Hy sê, en vrees hulle glad nie, en wees nie ontgesteld nie. Daar's van julle wat in omstandighede is op hierdie oomblik, wat jy nie weet wat gaan gebeur nie. Mense praat teen jou, mense werk teen jou. Ek sê hier vanoggend om vir jou te sê in die naam van die Here, moet hulle nie vrees nie, want God is vir jou. Alright. Maar heilig die Here God, sê hy, in julle harte en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis, omtrent die hoop wat in julle is, met sagmoedigheid en vrees, met behoud van 'n goeie gewete, sodat in die saak waarin hulle van julle kwaad spreek, soos van kwaaddoeners, hulle beskaamd mag word, wat julle goeie lewenswandel in Christus belaster.
Ek sien hierso Petrus daar in die binnehof en die diensmeisie wat voor hom staan en vir hom sê, jy was deel van hulle. En ek dink in sy gedagte speel dit af. Ek het gesê, ek weet nie waarvan jy praat nie. Die prys wat ek moes betaal het, die les wat ek geleer het. En hierdie vers sê hy, staan en praat eerder die waarheid met 'n rein en 'n skoon gewete. Moenie laat 'n diensmeisie jou kry om jou God te verloon nie. Hy sê, want dit is beter as die wil van God dit eis, dat julle ly wanneer julle goed doen, as wanneer julle kwaad doen. Want Christus het ook eenmal vir die sondes gely. Hy die regverdige vir die onregverdige, om ons tot God te bring. Hy wat wel gedood is in die vlees, maar lewend gemaak is deur die Gees. Vers 19, en wie hy ook heen gegaan en gespreek het vir die geeste in die gevangenis, wat eenstyd ongehoorsaam was, toe die lankmoedigheid van God eenmaal gewag het in die dae van Noag, onderwyl die ark gereed gemaak is, waarin weinig, dit is 8 siele, deur water heen gered is. En dan vers 21, waarvan die teebeeld, die doop, ons nou ook red. En net so vir interessante, die wat hou van die woord, skryf daai vers neer, daar's 'n mooi openbaring van die doop. Met Noag en die doop. Hy sê, soos wat God Noag gered het, so sal die doop jou en my nou red. Amen. 'n preek vir 'n ander dag. En dan vers 22, net bo hom sê, deur die opstanding van Christus, wat heen gegaan het na die hemel, en aan die regterhand van God is, terwyl engele en magte en kragte aan hom onderwerp is. Dis die een vir wie ons staan. Dis die een vir wie ons bely. Is ek en jy bereid om te staan vir Jesus? Of gaan ons sê, ek weet nie waarvan jy praat nie. Dit gaan kos dat ek 'n wag voor my mond moet sit. Dit gaan wag dat ek moet dink voordat ek spreek. Dit gaan kos dat ek nie verskonings en redes maak nie. Dit gaan kos dat ek vooraf moet bereid wees om te sê, Here, ek sal staan vir U. Ek wou vir u nog een gedeelte lees, maar u kan dit in die eie tyd gaan lees. Matteus hoofstuk 10, vanaf vers 26 tot 33. Is die gedeelte waar dit op uitkom, is dat as jy jou vir God skaam, gaan hy hom vir jou skaam. As jy hom verloon, sê Jesus, sal ek jou verloon voor die Vader. Wat beteken daai verloning? Wat ons nou gesê? Om te ontken, om verhouding te ontken en selfs geloof af te sweer. Miskien moet ek net hierdie ene as 'n freebie ingooi. Wat post jy op sosiale media? Wat post jy op jou WhatsApp chatgroep, daai status? Want jy's te bang om dit vir iemand te sê, dan post jy dit met die hoop hulle lees dit raak. Wat sê jy daar? Wat so goed forward en like ek en jy op Facebook, op Instagram, op Twitter en op al daai ander gemors. Jy sien as jy smile of maar net 'n thumbprint sit, dan sê dit jy stem saam. Ek hou daarvan. Dis reg. Wie verteenwoordig jy? Ek adverteer en as hulle my in persoon sien, dan wil ek getuig, maar dan kom my advertensie en my getuienis nie by een nie. Dis verloning, Jacques. Dis niks anders nie. Is ek en jy bereid om te staan vir Jesus? Kom ons gebruik eerder sosiale media om van Jesus te getuig. Kom ons gee eerder 'n boodskap van hoop uit. Kom ons wees eerder die lig in die duister. Ek sê nie jy moet net Bybelverse quoteer en met die Bybel onder jou arm staan nie. Ek sê lewe die lewe en as dit nodig is, gebruik 'n paar woorde. Preek die evangelie en as dit nodig is, gebruik 'n paar woorde.
Laat jou lewe getuig. So ek sluit af vanmôre. Ek sluit af. Kom ek en jy sê, Heilige Gees, help my om te staan wanneer dit moeilik raak. Help my om te staan te midde van beproewing en versoeking. In Jesus naam. Amen. Jy kan dit doen. Jy is tot alles in staat deur Christus wat jou die krag gee, maar jy moet vooraf besluit. Gaan ek dit doen of gaan ek dit nie doen nie? Amen. Dis belangrik my boetie, my sussie, dat ons weet waarvoor ons staan en waarvoor ons nie gaan staan nie. Wat sal ons toelaat en wat gaan ons nie toelaat nie? We are not meant to fit in. We were created to stand out. Dankie Heilige Gees dat U die naprediker is van hierdie boodskap. Dankie dat U die woorde wat gesaai is laat vrug dra in ons lewe. En dankie dat U ons help. U woord sê dat U sal die trooster, die Heilige Gees stuur. Om wanneer ons deur beproewing en versoeking gaan, om ons te lei in die waarheid. En ons vra vandag, Heilige Gees, help ons. Geef vir ons die onderskeiding van geeste, om te kan onderskei. Help ons, Heilige Gees, om te kan dink voordat ons spreek. En help ons met daai boldness om te kan staan vir U naam. Die naam wat bo elke naam is. Die naam waarvoor elke knie gaan buig en elke tong bely. Ook bely ek met my lippe vandag. Ons is afhanklik van U. Ons het U lief, Here Jesus. En daar is geen ander buiten U. En ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Matteus 10 vers 26. Vrees hulle dan nie, want daar is niks bedek wat nie ontdek sal word nie, en verborge wat nie bekend sal word nie. Wat ek vir julle in die donker sê, vertel dit in die lig, en wat julle in die oor hoor, verkondig dit op die dakke. Moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Maar vrees hom liewer wat die siel sowel as die liggaam verderwe in die hel. Word twee mossies nie vir 'n stuiwer verkoop nie, en nie een van hulle sal op die aarde val sonder julle Vader. En van julle is self die hare van die hoof almal getel. Wees dan nie bevrees nie, julle is meer werd as baie mossies. Elkeen dan wat my sal bely voor die mense, hom sal ek ook bely voor my Vader wat in die hemel is. Maar elkeen wat my verloon voor die mense, hom sal ek ook verloon voor my Vader wat in die hemel is.